nie, net vir jou wys. Hierdie is die reaksie wat ons Vrydag gedoen het, swaalsuur met natriumhidroksied, dis 'n suur-basiese reaksie, is 'n neutralisasie reaksie, en hulle sê vir jou, die konsentrasie van hierdie ding is 0.015, en hulle sê vir jou, jy het presies 25 kubieke sentimeter van hom, wat jy in jou houer gooi. Okay? En toe titreer jy dit nou met hom, en jy wou hierdie een se konsentrasie vind, want jy het nie sy konsentrasie nie. Okay. Goed, nou scan ek gou vinnig my vrae. Hulle vra vir my, wat is die mol hiervan? Toe vra hulle vir my, hoeveel mol hiervan is nodig? En toe sê hulle vir my, as die volume hiervan soveel is, wat gaan die konsentrasie wees? So al my vrae is net hieroor. Okay? So jy hoef glad nie die moltabel te gedoen het nie, jy hoef glad, kyk nie eers aan die regterkant nie, en. Okay. Goed, so die eerste vraag daarmee 12a, vra hulle vir jou, wat is die mol? En ek gaan hierdie formule gebruik van konsentrasie mal volume, of jy het geskryf, konsentrasie is mol oor volume, maak nie saak nie, want ons wil sy mol hê, maar, hierdie een se konsentrasie is 0,015, en sy volume is in kubieke sentimeter, dit is milliliter, ons het dit in liter. So dit is mal 10 to die mag minus 3, né? So ons het 25 mal 10 to die mag minus 3. Rico, kos begin by jou, wat het jy toe gekry? Oh my word! Het jy 'n infotabel vir jouself getrek? Konsentrasie is 0,015. Volume is 25. Dan mag jy hulle soek mol, wat se formule kan ek gebruik? Nee, jy het nie. Wil jy die antwoord gee? Nee, ons wag vir Rico. Ja. Ek het soos die konsentrasie is mol oor molare massa maal volume. Toe kry ek eers die massa en toe bel ek die mol uit. Lang pad, maar jy kon. Vir 3,7 mol 3,75, ja. Maal 10 to die mag minus 4 of 0,0000375. Okay, goed. So dit is sy mol. Hulle vra mol, so jy gee jou eenheid mol. Toe by B vra hulle vir jou, hoeveel mol suur is nodig? So nou sê ek reg, natriumhidroksied is 2 mol teenoor swaalsuur. So die molverhouding is 2 tot 1. Okay. Hulle sê vir jou, of ons het uitgewerk, hierdie is 3,75 maal 10 to die mag minus 4, en ons wil weet hoeveel swaalsuur is nodig. So wat gaan jy doen, Bernhard? Jy gaan deel met 2 mol. Of deel met 2. Ja. En dan wat kry jy vir jou antwoord? Laat ek net vir julle, want ek het al verkeerd gedoen. Wat? Ek kom nou nie in so. 1,875 maal 10 to die mag minus 4. En jy moet die eenheid skryf, mol. Dan vra hulle vir jou by vraag C, presies soveel van die suur neutraliseer die basis, bereken die konsentrasie van die suur, so vir die suur, het ek nou die mol, 1,875 maal 10 to die mag minus 4, hulle gee vir my die volume was 13,95 maal 10 to die mag minus 3, hoekom, want hy is ook in kubieke sentimeter, en hulle vra vir jou, wat was die konsentrasie gewees? So nou gaan jy na konsentrasie is mol oor volume. Oepsie. En jy gaan hopelik so tipe eksperiment doen wat jy hierdie somme gaan moet doen. So jy moet verstaan wat in hierdie wêreld het jy nou gedoen. En jy kry toe wat kort nie? 1,34 maal 10 to die mag minus 2. Nee, eenheid? Mol per kubieke desimeter. Ja, of 0,013 kon jy ook gesê het. Net iets vir julle gevra het. O, ek het gevra, wie het hierdie reg? Hou op. Wat sê
Jy steek jou hand op met confidence. Nog iemand? Gee daai sweet. Ja, kry dit. Askies? Okay. Right, kan ek aangaan na vraag 13? Tien, 9, 8. Kyk, dan vraag 13. Vra hulle. Sê hulle. Beskou die volgende neerslagreaksie. Het ek toe hierdie reaksie met julle klaar gemaak of nie? Haai, arme julle. Dis regtig, hoe het julle dan verstaan wat gebeur? Okay. Goed, daar is die neerslagreaksie. So ons het bariumkloried reageer met silvernitraat en dan vorm bariumnitraat en silverkloried en dit is 'n wit neerslag. Okay. Nou sê hulle vir jou, jy het presies wat? Soveel van hom met 'n konsentrasie van 0,45 reageer met hierso 5 kubieke sentimeter met 'n onbekende konsentrasie. 'n Wit neerslag vorm, daar's hy. Aanvaar dat albei reaktante volledig reageer, wat sê hulle vir ons daar is 'n presiese reaksie. Dis 'n stoichiometriese reaksie. Daar's niks wat oorbly van die produkte, die reagente aan die einde nie. Nou vra hulle vir jou by vraag A, bereken die aantal mol silvernitraat. So sy mol gaan uitwerk. Jy het konsentrasie, jy het volume, so jy kan mol gaan uitwerk. 0,45. Die volume is 5 kubieke sentimeter. Ons wil werk in kubieke desimeter. So as jy daai som doen, Lenay, wat kry jy? 2,25 maal 10 to the mag minus 3 en jou eenheid is mol. Okay, dan vra hulle vir jou by B, bereken die konsentrasie van die bariumkloried. Nou, hulle het vir jou gesê, dit was 'n presiese reaksie. So jy gaan weet, as jy weet, hoeveel mol silvernitraat het gereageer, kan jy weet, of gaan uitwerk, hoeveel mol bariumkloried het jy gebruik. En dan, as jy sy mol het, en jy het sy volume, dan kan jy sy konsentrasie gaan uitwerk. So stel as die vorige vraag, ek het net 2 stappietjies by mekaar gesit. Okay, so gaan sê reg, 2 silvernitrate, nodig 1 bariumkloried. Molverhouding is 2 tot 1. Maar hoeveel silvernitraat het ek? 2,25 maal 10 to the mag minus 3. So ek moet uitwerk hoeveel bariumkloried gaan ek gebruik. Louis, wat gaan jy doen? Dan gaan 2 deel. Nee, en deel daai in 2 in jou kop. Jy kan, Louis, 2 gedeel deur 2 is 5. maal 10 to the mag. Hy tou potato, simmer as wat jy lyk. Okay. So nou weet jy die mol, hulle vra vir jou vir die konsentrasie. Okay, so ons check gou, ons het die mol is 1,125 en die volume het hulle vir jou gesê is 5 kubieke sentimeter. So nou soek ons die konsentrasie. Konsentrasie is mol oor volume. Die mol is 1,125 maal 10 to the mag minus 3. En kry dit toe jy daardie som gedoen het, toe het jy gekry wat? En as jy hom nie in scientific notation sit nie, is dit wat? There we go.
Okay, en toe vra hulle vir jou, wat is die mol neerslag wat vorm en die neerslag is daar onoplosbare sout, dis daar solid aan die einde. So nou kan jy of bariumkloried of silwernitraat gebruik, dit maak nie saak nie want hulle albei is 0 aan die einde. So watter een ek gaan gebruik, ek gaan dit gou vinnig opneem my vergelyking. Hierdie mol verhouding is 2, so ek gaan die een gebruik wat ook 2 is, en dan sit maar net 1 to 1, basically. So, maar jy moet wys hoe gebruik jy daai mol verhouding. So jy moet sê, daai versus 2 silwerkloried, of 2 tot 2, of wat ook al. En dit wil sê, die mol silwerkloried is, wat is dit? 2.25 mol. Wat is fout kry dit? Is dit -1? Of sê dan nie so die mol as -3? Nee, jy vra ek jy wil saamvoet. Check net weer. Dalk jy het verkeerd afgeskryf. Hierdie een is -1. Maar hy is die konsentrasie. Ons soek nie die konsentrasie nie, ons soek die mol. As jy met my kry dit? Okay, en dan D vra hulle vir jou, bereken die massa van die neerslag wat vorm. En as jy na jou infotabel kyk, die vraag is die massa, die mol weet jy nou wat dit is. So daarvoor kort jy dan die molare massa van silwerkloried gaan wees 108 plus 35.5. Nee? Ja. So massa is mol molare massa 2.25 mol 10 to the mag -3 mol 143.5. Reg. Wie is op het? Dis Mia. Ja? 3,43 maal 10 to the mag -1. Dis dieselfde as wat? 3, 2? En jou eenheid? Gram. En dan kan ek nou verder gaan met die vraag en vir jou sê, so hierdie wat jy nou hier uitgewerk het, is jou teoretiese massa wat jy moet skryf. En as jy kyk, dit is nou nie spesifiek dit nie, maar hierso is nou 'n neerslag, né? Wat ek gaan weggooi. Maar as ek hom nou krap, dan gaan party van die poeiertjies gaan ek nou nie heeltemal afgekrap kry wat ek moet weeg nie, of die poeiertjies is fyn met dit verdamp, of wat ook al, se rede, dit het deur die filterpapier gegaan in die mengsel en of so, en dan gaan ek nie spesifiek 0.32 gram kry nie, ek kry 0.1 gram. En dan gaan ek weer vra wat is die persentasie opbrengs. Nee? Kyk, die filter nog, ek gaan nou vir julle die experiment wys as skakwerk vandag. Okay. Goed. Terug na jou notas dan nou en ons is by bladsy 11. Okay. Bladsy 11 is persentasie suiwerheid en ek dink dis nuwe werk. Julle het dit nie laas jaar gedoen nie? Okay. Goed. Kom maar kyk gou. Goed, so. Ek het nou gewys. Ek sê dit sin
water en dan raak dit so gladde poeier en hy blink nie meer so baie nie. Hy raak soos hierdie kleur. Hierdie is natuurlik so oud soos hierdie skool. As hy. En hy raak so diep grys as hy geoksideer. So hierdie is onsuiwer sink, want hy het al geoksideer, gereageer met suurstof en hierdie is nou nie heeltemal suiwer nie, want ek het hom gekoop voordat ek afgekom het, ek maak hierdie gebruik. Maar hy is redelik, hy is suiwerder as wat ek sê. Okay? Suiwerder. So, as ek nou hierdie twee, as ek nou sê maar 10 gram vat van hierdie sin en 10 gram vat van hierdie sin, watter een sal hoër en ek laat dit reageer met soutsuur, watter een sal hoër opbrengs suur lewer? Die suiwer. Hoekom? Want daar is tussen die 10 gram van hierdie sink is daar van die sink of van dit wat nie sink is nie. Dis of suurstof of stofdeeltjies of wat ook al wat nie gaan reageer en my opbrengs lewer. Watter opbrengs gaan lewer? Gaan vir jou lewer sinkkloried en waterstofgas. Hoe kies mens vir waterstofgas? Waterstofgas is plofstof, so hy explodes en so as jy hom aan die brand steek, gaan hy so poep. So daar is spesifieke geluid so. Dis is die supplement wat jy sal kry. Nee. Die supplement die dink is gereageer of gebind aan iets anders. Ja. Maar is nog steeds sink. Dit is nog steeds sink, maar dit is nie suiwer sink nie. Okay. Goed. So. Ek gaan lees en dan gaan ek vir jou verduidelik, gaan ek nog iets sê. Dit sê daar, partykeer word verbindings geoksideer, aka geroes, gemeng met onsuiverhede of sovoorts. Een van die metodes om suiwerheid van 'n monster te bepaal is om chemikalieë by 'n sekere massa van die monster te voeg, nie 'n monster nie, sample, wat slegs met die suiwer deel van die monster sal reageer. Dan kan die massa van een van die produkte bepaal word en dan kan jy sien hoeveel was nou suiwer gewees. Okay. Dan sien jy nou hier, ek gaan nou vir julle verder verduidelik van hierdie. Dan sien jy hier, sê ek vir jou tip, werk terugwaarts. Okay. So by die vorige bladsy het ek vir jou gesê, met persentasie opbrengs gaan jy vorentoe werk. Want wat is opbrengs? Opbrengs is jou produkte. Jy wil weet hoeveel produkte het gevorm. Met persentasie suiwerheid wil jy terugwerk. Jy wil weet hoeveel was suiwer. Okay, so opbrengs werk jy vorentoe, persentasie suiwerheid gaan jy terugwaarts werk. Nou as jy sien, hier is 'n formule wat weer eens nie op jou datavel is nie, maar jy moet hom neerskryf. Hoe kry jy persentasie suiwerheid? Dis jou suiwerstof op jou onsuiwerstof. Eintlik wil ek hê jy moet hierdie vir my verander. Dis nie suiwer op onsuiwer nie, dis suiwer op totale stof. As ek sê totale, is dit suiwer plus onsuiwer. Alles wat jy gehad het aan die begin. Okay. Goed, dan wil ek nou by julle weet, wie weet hoe lyk 'n perlemoenskulp? Steek op jou hand. 'n Perlemoen. Is dit 'n skulp? Dis 'n skulp, ja. Is daar so 'n restaurant in Hermanus of iets nie? Dien, ja, en ek kan nie onthou nie. Okay, so. Goed, dit is verstommend dat julle dit nie weet nie, maar daar's klomp goed wat die mense van die Kaap af nie weet van wat hierbo aangaan nie, so ons gaan hulle nie judge nie. Maar jy moet weet, net gou hier so. Okay. Jy moet weet, graad 11, dat daar iets soos 'n perlemoen bestaan in Suid-Afrika. En dit is 'n baie gesogte skulp, is 'n groot skulp. So hy vat baie lank. Ek dink hy vat omtrent 4 jaar om maturity te bereik. Hy was so piep klein en dan sy nog 4 jaar so groot soos my palm en of meer, maar jy wil hom hê so groot soos jou hand. Dit is soos 'n skulp so en dan suig hy so vas aan 'n rotse en dis 'n aphrodisiac. So hulle glo vir al die oosterse lande glo dat as jy daai eet, dan word jy aangewakker en lus vir die teenoorgestelde geslag. Okay? So hulle wat gebeur is en dis wat jy noem 'n aphrodisiac.
So wat hulle dan doen in veral in die Kaap is hulle pouch, soos wat hulle renosters pouch hier, pouch hulle die perlemoene in die see want jy mag glad nie, daar's 'n naweek 'n jaar wat jy perlemoene mag uithaal. Maar natuurlik is daar mense wat dit pouch, so hulle gaan in en veral in die aand en dan haal hulle die perlemoene uit en dan jy weet skep hulle dit uit, hulle blik dit, hulle sit dit in 'n blik en stuur dit China toe en maak baie geld, so obviously, maar perlemoen is nou 'n bedreigde spesies, daar's verskriklik min oor van dit. Ja. Die vrou dink my maat my goed. Sy bel binne die Gaan Ethan, gaan kry jou boek. Okay. Liever dieselfde geslag of teenoorgestelde geslag? Ag, dit wat jou bout flout. Hoopelik teenoorgestelde. Hoopelik, maar mense wat perlemoen eet, kan jy nooit oorseker wees nie. Maar jy kan jy dit eet sonder op die Ja, heeltemal, ons het gereeld. Okay, goed. So. Lewensles hier saam met klomp ander lesse. Ek wil nou net vir julle perlemoen wys. Ek het nog 'n hotspot van my foon af. Okay, en in Engels word dit genoem 'n abalone. There we go. Okay. Het jy al hierdie skulp gesien? Party mense gebruik die skulp as asbakkies. Okay. Goed, so lyk 'n perlemoen, dis 'n skulp. Hy maak so 'n draadjie en dis in wiskunde is dit daai daai nommer, ag dis so die perfekte nommer van alles is dit draai. Ja, goed. So, hierso is die abalone wat hulle dan nou uithaal, maar is 'n verskriklike taai vleis. So wat jy moet doen as jy dit reg eet, is jy maal hom soos wat jy min sal maal, né? Nee? En dan braai jy hom met knoffel en botter en sesamsap, baie lekker. Baie lekker, maar julle kan sien daaronder julle kan nie sien hier, hier staan out of stock. Maar dit kos, kyk, ek dink dit kos so R8. Jo, dit sal nie 'n kilo wees nie, dit sal wees 'n skulpie. Anyway, goed, maar my les gaan nou hieroor. Okay, hier is die skulpe. Dis verskriklike mooi skulpe. Verskriklike mooi skulpe, dit blink baie. En ek het julle nou nog iets gesê. Dit blink verskriklik baie, dit is 'n mooi bakkie, jy kan dit gebruik vir klomp dinge. Maar, en ook, waarvan word hierdie skulp gemaak? Hierdie skulp word hoofsaaklik gemaak van kalsiumkarbonaat. Wat is dit nou weer? Marmer, kalksteen. Okay? Dit is wat hoofsaaklik in die skulp is, maar dan die ding wat om die glans gee is 'n bietjie slyme en 'n bietjie olies en ons 'n bietjie onsuiverhede en. So wat sal gebeur is as jy hierdie skulpie vat, ek gaan hierso vir jou skryf. Kos wat hierbo. As jy hierdie skulpie vat, Chup, daar is hy. Hy bestaan uit kalsiumkarbonaat hoofsaaklik en jy laat hom reageer met soutsuur, dan vorm daar kalsiumkloried en water en koolstofdioksied gas. Okay? Dis wat sal vorm. So wat jy kan doen dan, is jy kan hierdie koolstofdioksied gas opvang. En as jy kan uitwerk hoeveel koolstofdioksied gas daar is, dan kan jy gaan uitwerk maar hoeveel kalsiumkarbonaat het jy dan actually gehad. En dan kan jy gaan uitwerk hoeveel van hierdie skulpie is kalsiumkarbonaat en hoeveel is onsuiverhede, slijm en bla 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 bla. Okay. Is julle met my? Goed, ja. Hoekom bepaal die koolstofdioksied hoeveel van dit is? Want dis die ding wat jy kan meet. Hierdie is 'n sout wat sal oplos in water, so sal moeilik is om hulle twee te bepaal, te meet. So jy kan hom opvang en sy volume kry en dan terugwerk en gaan kyk hoeveel is dit. Okay. Goed, wat jy ook kan doen en hierso sê ek dit vir jou hieronder, jy kan hierdie seeskulp vat en jy kan hom verhit. Jy kan hom vuurwarm maak, laat verbrand en dan ontbind hy heeltemal. So hy brand en dan gee dit vir jou ongebluste kalk en koolstofdioksied gas.
Hoe lyk ongebluste kalk nou weer? CaO. Wat is gebluste kalk? CaOH2. Dit is dis gebluste kalk. Gebluste kalk in Engels, slaked lime en burnt lime. Okay. Goed. Okay. So hulle sê vir jou, jy vat 'n 5 gram monster seeskulpe. So klomp seeskulpe, wat beter sal werk is as jy jou seeskulp vat en dan net so 'n bietjie crush. En dan sit jy nou hom in 'n houertjie, jy maak dit warm en dan gaan hy baie warm word en begin so skiet. En dan kry jy nou koolstofdioksiedgas wat afgegee word en ongebluste kalk sal 'n poeier wees wat agterbly. Al die koolstofdioksied wat gevorm word opgevang of opgeneem en die massa daarvan is 0,66 gram. Bereken die persentasie kalsiumkarbonaat in die seeskulpe. Want dit is die kalsiumkarbonaat wat sal opsplit en al die ander slyme en goeder sal agterbly. So dit sal so mengsel, slime mengsel wees wat agterbly. Okay, so wat jy gaan doen is jy gaan begin met 'n gebalanseerde chemiese vergelyking. Hy gaan verhit word en opsplit en vir jou gee kalsiumoksied en koolstofdioksied. Die presie 3 Verhit. Okay. Hierdie molverhouding is 1:1:1 want hierdie is reeds gebalanseer. So molverhouding is 1:1:1. Okay. Nou gaan weer eens 'n tabel doen. Weer eens jy hoef dit nie te doen nie. Jy kan dit doen. Net dat ons visueel sien wat gaan hierso aan. En ek kan 'n paar goed dadelik invul. Nommer 1 is ek kan sê my produkte aan die begin is 0 en 0 want ek het nog niks van hulle nie. En omdat hierdie my enigste reagens is, gaan ek die reaksie doen totdat daar niks van hom oor is nie. Totdat ek sien die reaksie produseer geen meer gas nie, dan is my reaksie op sodat my reagense op. Okay. Nou, moet ek kyk. Hulle sê vir my, ek begin met 5 gram van hierdie seeskulpe. Gaan ek hierdie 5 gram omskakel en daarin by initial gaan invul? Nee, hoekom nie? Want daai 5 gram is my monster en monster sê vir my onsuiwer. En ek mag nie onsuiwer goeder so invul nie, want daai 5 gram is nie net kalsiumkarbonaat nie. Dis kalsiumkarbonaat en slijm en hierdie en daai. So daai daar is my onsuiwer. So dit wil sê dit gaan nie in tabel. Wat? Wag wat? Dis wat ons wil gaan uitkyk, hoeveel moet jy minus? Okay, so ek weet nie hoeveel kalsiumkarbonaat ek aan die begin gehad het, maar ek weet ek het alles opgebruik. Van die kalsiumkarbonaat wat sal reageer, het alles opgebruik. Wat weet ek? Hulle sê vir my, ek het 0,66 gram wat aan die einde koolstofdioksied. So ek weet hoeveel het ek van hom aan die einde gehad. So ek gaan eers my koolstofdioksied ek gaan omskakel na mol toe. So kyk na koolstofdioksied. Mol is massa oor molêre massa. Dis 0,66 en koolstofdioksied se molêre massa is 44 want ek het dit al baie gedoen. Lenai Ja? 0,66. Okay. So dis hoeveel mol hiervan ek gekry het aan die einde en ek het met 0 begin. So ek weet dan hoeveel ek moes bygekry het. Nee? My molverhouding, is 1:1. So as ek weet ek het soveel bygekry, beteken dit ek het hierso soveel gebruik. So julle kan sien ek werk terug. Ek het aan die begin gesê ek gaan terugwerk. So hierdie is dan 0,015 omdat die molverhouding 1:1 is.
So nou dat ek weet koolstofdioksied, hoeveel ek daarvan gehad, kalsiumkarbonaat, hoeveel mol ek daarvan gehad het aan die begin, kan ek sy massa gaan uitwerk. Kalsiumkarbonaat, massa is mol maal molare massa, 0,015. Ek weet al sy molare massa is 100 op die kop. So dit geef jou wat, Ewen? 1,5. Goed, so wat het jy net gaan uitwerk? Jy het nou net gaan uitwerk die massa, gram, kalsiumkarbonaat wat jy aan die begin gehad het. So my totale monster was 5 gram en ek het gaan uitwerk 1,5 gram daarvan was kalsiumkarbonaat. So die res, die ander 3,5 gram was onsuiverhede, slijme, stowwe, wat ook al. So, as ek die persentasie suiwerheid wil gaan uitwerk, dan gaan ek sê dis die suiwer massa oor die totale massa. Maal met 100, so dit geef my 1,5 oor, wat was dit, 5, maal met 100, en Ethan, is jy al met ons vandag? Dis 30%. So 30% van ons skulpie is suiwer kalsiumkarbonaat, die ander 70% is onsuiverhede. Ok, nou luister vir my mooi. Hulle vra nie altyd wat is die persentasie suiwerheid nie. Partykeer vra hulle vir jou wat is die persentasie onsuiverhede. Wat gaan jy dan doen? Jy gaan dan sê 5 minus 1,5 geef jou 3,5, dan is dit 3,5 oor 5. As jy met my, jy moet mooi kyk na wat hulle vir jou vra. Partykeer vra hulle net vir jou, wat is die massa onsuiverhede? Dan hoef jy geen persentasie te gaan uitwerk nie. Ok, so mooi lees. Wees jou hande op, Louis. Ja, Kruiten. Jy kan dit ook doen natuurlijk, ja. Alright. Die klok, hoe laat lê die klok? Kwart voor, hoe laat lê die klokke vandag? Soos 35 oor 9. Nee, hy het vir die tyd verander. O, regtig? Nee, hulle het nie veel gesê nie, want hulle toets dit nou eers. Maar nou en nou is what's going on. So, julle huiswerk is dan op bladsy 17, vraag 16, vraag 17, vraag 18, vraag 19 en 20. Baie dankie Bernard.